Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Beproef alle dinge. Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie, beproef alle dinge, behou die goeie. 1 Tessalonisense hoofstuk 5, verse 19 tot 21. In antieke tye het God met die mense gepraat deur die mond van profete en apostels. In hierdie dae spreek hy met hulle deur die getuienisse van sy gees. Daar was nog nooit 'n tyd toe God sy mense ernstiger onderrig het, as wat hy hulle nou onderrig aangaande sy wil en die koers wat hy wil hê hulle moet volg nie. Die onderrig wat in die vroeë dae van die boodskap gegee is, moet as veilige onderrig beskou word om in hierdie laaste dae te volg. Laat die getuienisse geoordeel word aan hulle vrugte. Wat is die gees van hul leer? Wat was die gevolg van hul invloed? Almal wat dit wil doen, kan hulself vergewis van die vrugte van hierdie visioene. Hierdie werk is van God, of dit is nie. God doen niks in vennootskap met Satan nie. My werk dra die stempel van God of die stempel van die vyand. Daar is geen halfpad werk in die saak nie. Die getuienisse is van die gees van God of van die duiwel. Die heel laaste misleiding van Satan sal wees om die getuienis van gees van God kragteloos te maak. As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Spreuke hoofstuk 29 vers 18. Satan sal vindingryk te werk gaan op verskillende maniere en deur verskillende agentskappe om die vertroue van God se oorblyfsel volk in die ware getuienis te ontwrig. Hy sal valse visioene inbring om die valse met die waarheid te mislei en te vermeng en mense so te walg dat hulle alles wat die naam van visioene dra as 'n soort fatanisme sal beskou. Maar eerlike siele, deur vals en waar te kontrasteer, sal in staat gestel word om tussen hulle te onderskei. Wanneer die getuienisse wat eens geglo is, betwyfel en prysgegee word, weet Satan dat die misleides nie hierby sal ophou nie, en hy verdubbel sy pogings totdat hy hulle in openlike rebellie loods, wat ongeneeslik word en in vernietiging eindig.